Goeiemôre broers, susters, kinders. Hartlik welkom in die erediens vanoggend en almal wat hier in die gebou saam met ons is. So hartlik welkom aan almal hier in die gebou saam met ons en is daar enige nuwe intrekkers of besoekers wat vandag die eerste keer by ons is? Steek dit aan. Dan ook mense wat ingeskakel is op ons uitsending, hartlik welkom saam met ons vanoggend. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede en liefde word julle geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sit net so dan, bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie vir hierdie wonderlike geleentheid wat ons het, om so as gelowiges by mekaar te mag wees. Dit is vir ons die hoogtepunt van ons week, wanneer ons saam voor U mag verskyn. Wanneer ons saam hier is om U naam groot te maak, om U te loof en te prys. Wanneer ons by mekaar is om die koinonia, die onderlinge liefde en die meelewing te mag beleef. Wanneer ons hier by mekaar is om ook 'n handreiking te doen aan hulle wat minder bevoorreg as ons is, mekaar te dien, by mekaar te hoor hoe dit met mekaar gaan, vir mekaar te mag bid. Dankie dat ons hier mag wees om U te vereer, ook deurdat ons na U woord luister, en dat ons luister na die toepassing daarvan, en dat ons dit in ons lewens mag gaan doen, dat dit op ons harte geskryf staan, sodat dit wat ons hier kry, deel sal word van ons lewenswysheid, wat U ons mee in hierdie wêreld wil instuur. Ja, Here, ons sê vir U dankie vir elke week se geleentheid. Gee dat ons dit sal waardeer na behore en dat ons U naam sal groot maak deur ons byeenkoms. Vader, ons dra graag elke lidmaat aan U op. Ons die hele lys van mense wat ons hoor, siek is, ernstig siek, allerlei aanvegtinge. Gee dat hierdie aanvegtinge vir elkeen van ons sal lei tot verdieping in die geloof. Vertroue op U, dat ons sal weet dat dit U is wat ons versterk om meer en meer op U te vertrou. Daarom bid ons ook dat U elke dokter en verpleegpersoneel en elke een wat betrokke is by behandelings van lidmate sal seën met insig en wysheid. En dat ons altyd in alles U nabyheid sal ervaar. Maar daar is ook ander terugslae, ander hartseere, ander bekommernisse, elkeen van ons met ons eie dinge in ons lewens. En ons vra dat U ons genadig sal wees, dat U ons sal bystaan in alles wat hierdie lewe na ons kant toe gooi. So dink ons besonderlik aan, hoor ons van lidmate wat allerlei plekke in die wêreld gestrand is vol van oorloë en ag Here, U waarsku ons van die begin af dat daar oorloë en gerugte van oorloë sal wees en nou gebeur dit. Maar ons bid dat daardie mense almal veilig by die huis sal kom. Maar ons bid vir 'n wêreld wat voortdurend in konflik is. En gee dat ons as U kinders iets van U vrede en U liefde sal wys aan die wêreld. So op hierdie naweek waar dit die mannekamp is, paas en seuns, is dit ons gebed dat U net hulle veilig by die huis sal bring nie,
maar dat U ook die naweek sal sien, dat die dinge wat daar gepraat is en gedoen is, sal werk tot die uitbou en die versterking van die verhouding tussen ouers, paas en kinders. Ons bely ook voor U ons sondes, ons is sondaars, maar ons weet dat ons Here Jesus Christus die volle prys betaal het vir al ons sondes. Daarom behoort ons aan U, nou en altyd. Ons bely ons sondes en ons beroep ons op die bloed van ons Here Jesus Christus. Amen. Is Antonie hierso? Antonie, hierdie aircon is nie aan nie. Wat is fout? Ek voel julle hom? Voel julle hom? Ek voel hom nie. Sy aan. Ek hoor hom nie, ek voel hom nie, ek sien hom nie. Nou is daar lig. Nou is daar lig. Goed julle, het voel vir my so 'n bietjie warm en bedompig hier binne. My kind sê vir my iets. Sit die fan aan. Ek dink sy is my fan. Geliefdes, ek gaan vir ons lees uit 1 Konings 3 en ook 'n stukkie uit Matteus 24. 1 Konings 3, ek het eintlik gesê van vers 3 af, en ek het nou hier afgedruk van vers 1 af, so kom ons lees maar saam. Salomo het die skoonseun van die Farao, die koning van Egipte geword. Hy het die dogter van die Farao as sy vrou geneem. Hy het haar na die stad van Dawid gebring, totdat hy klaar was met die bou van sy paleis en die huis van die Here en met die muur rondom Jerusalem. Die volk het nog steeds net op die offerhoogtes geoffer, omdat 'n huis vir die naam van die Here tot in hierdie tyd nog nie gebou was nie. Salomo het sy liefde vir die Here getoon deur die vaste voorskrifte van Dawid, sy vader, te volg, behalwe dat hy ook nog steeds op die offerhoogtes geoffer en wierook gebrand het. Salomo gaan toe na Gibeon om daar te offer, want dit was die belangrikste offerhoogte. 1000 brandoffers het Salomo op daardie altaar geoffer. By Gibeon het die Here in die nag in 'n droom aan Salomo verskyn. God het gesê, vra wat ek vir jou moet gee. Salomo het gesê, u self het aan u diensknegt, my vader Dawid, oorvloedige troue liefde. Kan julle iets onthou van verlede week? Daar staan Gesed. As julle onthou van verlede week, Gesed. U het self aan die diensknegt, my vader Dawid, oorvloedige troue liefde, Gesed bewys, omdat hy voor u geleef het in waarheid en geregtigheid, en ook met opregtheid van hart teenoor u. U het hierdie oorvloedige troue liefde teenoor hom volgehou, en aan hom 'n seun gegee wat op sy troon sit, soos dit vandag is. En nou, Here my God, dit is u wat vir u diensknegt koning gemaak het in die plek van my vader Dawid. Maar ek is 'n jong seun, ek weet nie hoe om uit te gaan of in te kom nie. U diensknegt bevind hom onder u volk wat u gekies het, 'n groot volk wat vanweë sy grootte nie bereken of getel kan word nie. Hier is ons teksvers, gee dan aan u diensknegt 'n hart wat luister om as regter op te tree vir u volk, om te kan onderskei tussen goed en kwaad. Want wie kan regspreek oor hierdie veel eisende volk van u? Dit was goed in die oë van die Here dat Salomo juist dit gevra het. God het vir hom gesê, omdat jy hierdie versoek gerig het, nie vir jouself 'n lang lewe gevra het nie, nie vir jouself rykdom gevra het nie, nie die lewens van jou vyande gevra het nie, maar vir jouself onderskeidingsvermoë gevra het, om regsaake aan te hoor. Kyk, ek voldoen aan jou versoek. Ja, ek gee, luister, aan jou 'n wyse en verstandige hart, sodat daar voor jou niemand was soos jy nie, en na jou niemand soos jy sal opstaan nie. Ook wat jy nie gevra het nie, gee ek aan jou, sowel rykdom as eer, sodat, solank jy leef,
daar onder die konings niemand soos jy sal wees nie. As jy my paaie volg, soos jou vader Dawid, deur my vaste voorskrifte en gebooie na te kom, sal ek jou 'n lang lewe gee. Salomo het toe wakker geword en sowaar, dit was 'n droom. Hy het in Jerusalem aangekom en voor die verbondsark van die Here gaan staan. Hy het brandoffers gebring, maaltydoffers geoffer, feesmaal gehou vir sy amptenare. Dan 'n bekende gedeeltjie in Matteus 24, Jesus wat praat, dan, as iemand dan vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of hier is hy, moet julle dit nie glo nie, want vals Christusse en vals profete sal na vore tree. Hulle sal groot tekens en wonders doen om indien moontlik selfs die uitverkorenes te mislei. Kyk, ek het dit vooruit vir julle gesê, as hulle dan vir julle sê, kyk in die huis in die woestyn, moenie daarheen gaan nie, of kyk, hy's in die binneste kamers, moet dit nie glo nie. Want net soos die weerlig uitslaan in die ooste en skyn tot in die weste, so sal die koms van die seun van die mens wees. Waar die karkas lê, daar sal die aasvoëls versamel. So by Salomo, gee dan aan die diensknegt 'n hart wat luister. En dan sê die Here, ek voldoen aan jou versoek, ek gee jou 'n wyse en verstandige hart. Kom ons sit net so dan, bid ons saam. Vader, ons het na hierdie woord geluister. Dit gaan duidelik oor wysheid, oor onderskeidingsvermoë. Leer ons vandag wat U wil hê ons daarvan moet weet en help ons om met onderskeidingsvermoë te gaan leef in hierdie wêreld. Amen. Geliefdes, daar's 'n storieetjie uit my studentedae, teologiese skool, wat ek nogal lief is om te vertel. Dit gaan oor een van my klasmaats, wat op 'n ander manier as ek gedink het. So in die klasse het dit dan baie keer gebeur dat hy iets wil sê of ek iets sê en ons dan met mekaar 'n meningsverskil het daar in die klas. Stry met mekaar. Debatte oor verskillende sake. En elkeen probeer met sy argumente met die ander een verkeerd te bewys. En die vriend van my het baie keer as ja, dit klink nou arrogant, maar wanneer hy nie meer 'n antwoord het nie, dan het hy vir my gesê, nee Bram, nee, ek weet nie, jy praat goeders, maar ek weet nie, ek verstaan nie. Ek kan net vir jou een ding sê, en dit is dat my gereformeerde voelhorings vir my sê, jy is nou van die wa af. Dis verkeerd. My gereformeerde, sien julle hulle, is gereformeerde voelhorings. En tot op 'n dag, dat een van ons professore vir die man gesê het, ou broer, ek sal nou nie sy naam noem nie, ou broer, miskien moet jy daai voelhorings van jou terugtrek, en 'n bietjie met die Bybel begin werk. Jy moet bietjie uit die Bybel uit begin praat. Hy tog met die Bybel in die hand staan. So by nabaat het ek eintlik besef, sy voelhorings was niks anders nie as tradisies en die bedreiging van die verbreeking van tradisies. Sodat dinge wat ons gesê het, hom moes dwing, wou dwing of gevoel het hy word gedwing om uit sy gemaksones weg te tree. So hy het 'n verdediging gehad van sy ou denkwyses. Maar wat hy dalk tekort gekom het, was Bybelse onderskeidingsvermoë. Bybelse onderskeidingsvermoë. Ek het net laasweek 'n artikel gelees deur professor Benny van der Walt, waar hy sê, Bybelgehoorsame Christene behoort nie die status quo as heilig te beskou nie. Bloot omdat iets tradisie is, beteken dit nie, dis reg nie. Jy moet steeds Bybelse onderskeidingsvermoë aan die dag lê. Nou wil ek hierdie stelling maak. Dit is hoogtyd dat elkeen van ons begin om Bybelse voelhorings te ontwikkel. Lyk vir my of ons nie altyd so sterk is met Bybelse
onderskeidingsvermoë nie. Ons aanvaar so maklik dinge wat na ons kant toe kom, sonder om dit eers te beoordeel. Bloot omdat iemand dit sê, aanvaar ons dit. As iemand dit sê, en as iemand op televisie dit gesê het, of as iemand op die sosiale media, op Facebook, of wat ook al dit gesê het, dan moet dit waar wees. En as iemand homself nou nog voorhou as 'n profeet, of 'n pastoor, of 'n prediker, of iemand wat met die dooies kan praat, of wat ook al, dan sê ons, ja nee, ons moet luister wat daar gesê word. Seker bietjie te maak met die tyd waarin ons leef, né? Een van die dinge wat mense in ons tyd so lief is om te sê, wie is jy om oor my te oordeel? Only God can judge me. So ons leef so half onder die indruk dat God sommer alle onderskeidingsvermoë by mense afgeskaf het, sodat mense kan sê wat hulle sê, en ons moet alles glo. Hy het dit selfs tot sonde verklaar as ons onderskeidingsvermoë wil toepas, sê die mensdom. Maar jy weet, sedert die sondeval is dit eintlik inherent deel van die mens dat hy verblind word deur die leuns van die wêreld. Wat eintlik maar net die leuns van die Satan is. Want hy, die Satan, is immers die vader van die leuen, sê Jesus in Johannes 8:44. So geliefdes, die Here se opdrag aan ons is dan, leef onderskeidend, jy wat kind van die Here is. Dis waaroor dit gaan vandag. Hy wil vir jou sê, jy as 'n kind van die Here moet onderskeidend, jy moet onderskeidingsvermoë aan die dag lê. Moenie alles vir soetkoek opeet wat mense vir jou sê nie. So, ons is Christene. Ons is disippels van Jesus. Wanneer ons dit sê, dan bely ons en sê ons eintlik dat ons nuwe mense is, nuut gemaak. Mense wie se geestesoë oopgemaak is deur die Heilige Gees, Efesiërs 1:18. Ons is nuut gemaak op grond van die genade wat God aan ons bewys het in Jesus Christus. En wanneer ons op hierdie manier deur God aangeraak is, dan beteken dit ook dat ons die Heilige Gees as 'n gawe ontvang. Elke gelowige het die Heilige Gees ontvang as deel van die gawes wat God uitdeel. Staan in Handelinge 2:38. En dan, wanneer ons so met die krag van die Heilige Gees leef, dan kan ons en moet ons 'n nuwe lewe begin leef, een waar ons onderskeidingsvermoë gebruik. So wat word bedoel? Wat is onderskeidingsvermoë? Wat bedoel ons daarmee? Ek wil dit graag definieer. Hier is 'n goeie een wat ek gekry het van ene Diane Lake in 'n artikel Growing in Discernment, verskoon my Engels. Godly discernment is the divine ability to rightly judge what is going on. Om korrek te kan oordeel wat besig is om te gebeur. In its broadest sense, discernment is closely related to wisdom as an expression of the Spirit of God. By the Spirit, we can function in the manner that Jesus did. He did not judge by the sight of his eyes, nor decide by the hearing of his ears. So Jesus het nie op die oppervlak geoordeel oor dinge nie. Daarom staan daar in Johannes 7:24, moenie op die oog af oordeel nie, maar oordeel regverdig. Jy sien, geesvervulde disippels van Jesus, as geesvervulde disippels van Jesus, is ons veronderstel om oor persone en oor sake oordeelkundig te kan oordeel. Dit beteken nie dat ons veroordeel nie. Daar's 'n verskil tussen veroordeel en oordeel. Veroordeling is God se reg. Maar ons kan, mag en moet onderskei wat reg is, wat verkeerd is. Ons moet kan onderskei tussen goed en kwaad. Gaan lees gerus Romeine 12:2 in 2 vers 18, Filippense 1 vers 9, klomp plekke waar jy kan gaan lees. Die Here verwag van ons om onderskeidingsvermoë aan die dag te lê. Filippense 1:9,
Ons ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge kan onderskei waarop dit werklik aankom. Moenie laat iemand vir jou vertel, jy kan nie my judge nie. Die Here sê jy moet oordeel oor persone en sake. Nie veroordeel nie, dit kom die Here toe. Maar jy, ek, moet onderskeidingsvermoë aan die dag lê. Ene Kelly Mahoney definieer dit so: if you have discernment, you will be able to tell the difference between right and wrong. You will have the ability to look at something in a way that weighs whether it fits in with God's intentions. Discernment means looking beyond the surface of what's being said or taught or written to find the truth. Die waarheid, die waarheid. So, Christelike onderskeidingsvermoë, broers en susters, is om Bybelse voelhorings te hê, om te weet of iets by God reg is of nie. Te weet of iets van God afkom of nie. En nou het ons gelees in 1 Konings 3 van die bekende gedeelte waar Salomo in sy droom vir die Here om wysheid vra. Of dit is hoe ons maklik daarna verwys en sê Salomo vra vir wysheid, en is reg, is goed. Maar as 'n mens hierdie gedeelte mooi gaan lees, dan sien jy dat daar bietjie meer nuances eintlik is as net 'n eenvoudige stelling soos Salomo vra vir wysheid. Kom ek verduidelik. Daar staan in vers 9, kom ons luister. Gee dan aan u diensknegt 'n hart wat luister, om as regter oor die volk op te tree, om te kan onderskei tussen goed en kwaad. Onthou julle wat het ons nou net gesê, wat is onderskeidingsvermoë? Om te kan onderskei tussen reg en verkeerd, tussen goed en kwaad. En dit is wat Salomo hier bid. Here, gee vir my 'n hart wat kan onderskei. Waarvoor vra hy? Wysheid per se? Nee, veel eerder om te kan onderskei. Onderskeidingsvermoë. Dit is soveel belangriker. Soveel belangriker as geld, rykdom, aansien, status. As Salomo dit gebid het, hoeveel te meer nie ons wat leef in die krag van die Heilige Gees nie, wat deur die Heilige Gees nuut gemaak is. Dit is die gebed in ons harte. Maar daar is hier nog 'n ander bietjie fyn nuansering wat ons na kan aandag kan gee. Salomo weet hy kan net onderskeidingsvermoë hê as hy wat het? 'n hart wat hoor. 'n hart wat hoor. Nou weet ons mos, broers en susters, in die Bybel is jou hart nie 'n simbool van jou emosies nie, van jou gevoelens nie. Die hart is die simbool van die innerlike mens, van jou siel, jou eie ek, jy binnekant. Dis wat hier gesê word, wat Salomo vra. Hy sê, Here, gee vir my van my binnekant af 'n onderskeidingsvermoë. Leef in my hart, sodat my innerlike mens op die regte frekwensie ingeskakel sal wees. Sodat ek sal hoor. Ek het toe ek hier geskryf bietjie gedink, onthou julle, die party van julle sal onthou, toe ons jonk was, party van julle ook jonk was, moes jy jou radio so bietjie fine-tune, né, om die regte stasie te kry. En dan tot jy die stasie kry, né. Dis wat die Here hier sê. Stel jouself, jou hart in, om op God se frekwensie te wees. Die Here leer ons in Efesiërs 6 vers 12, dat ons stryd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die bose geeste in die lig. En dit verwys na die Satan. 'n hart wat hoor, is een wat ingeskakel is op die uitsendings van die Vader deur die Gees. Maar 'n hart wat nie hoor nie, is ingeskakel op die frekwensie van die Satan. En luister wat die vader van die leuen aan ons sê. So 'n horende hart is een wat ingeskakel is op die Gees. En wat God in sy woord aan ons sê. Sy woord is die Bybel. So geliefdes, ek is daarvan oortuig. Dat die huidige gebrek in die samelewing
aan geestelike onderskeidingsvermoë geleë is in die gebrek aan kennis van die Bybel. Mense weet nie wat in die Bybel geskryf staan nie. Regte, ware, ingegrawe wees in die woord van God is nie daar nie. Dit help nie ons stuur vir mekaar teksies nie. Dit help nie ons haal hier en daar 'n teksie aan nie. Die Bybel is God se woord en ons moet die boodskap daarvan in totaliteit ons eie maak. En daarom waarsku die Here ons immers dat as ons dit nie doen nie, ons soos golwe van die see sal wees wat heen en weer geslinger word. In ons geloof en in ons kennis van die Seun van God sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, 'n volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie, sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde bly by die waarheid en in alle opsigte groei na Christus toe. Ek sê, mense eet alles vir soetkoek op, omdat hulle nie die Bybel ken nie. Hulle nie weet wat God sê nie. In 1 Konings 3:12 hoor ons die Here se antwoord op Salomo se droom. Hy sê, ek gaan aan jou versoek voldoen. Ja, ek gee aan jou 'n wyse hart en 'n verstandige hart. Nou daar's twee Hebreëse woorde, gogma en bien. So 'n horende hart is 'n gogma hart en gogma is die woord wat gebruik word vir wysheid en bien is die woord wat gebruik word vir insig. So ek gee vir jou wysheid en insig, sê die Here. 'n wyse hart, 'n verstandige hart, een met insig. Ek gaan nie nou in die detail daarvan in nie, maar wysheid, gogma, is 'n manier om te sê dat jy God volg. Dat jy 'n navolger van God is. Dat jy by hom jou lig kry en in sy lig jou lewe leef. Dit beteken eintlik op 'n sekere manier om God te naaap. Want jy is 'n kind van God. Jy is sy erfgenaam en nou volg jy hom. Jy maak soos hy maak in jou daaglikse lewe. Jy reflekteer God in jou daaglikse lewe. Dis wysheid. Gogma, die onderskeidingsvermoë van God self aan die dag te lê. En die insig weer is bien, insig is weer om te kan raak sien wat dieper motiewe is in die verstaan van die werking van die mensdom en van dinge. So ons kan dus sê, 'n mens het onderskeidingsvermoë as jy 'n horende hart het. En 'n horende hart word gekenmerk deur wysheid en insig. Hoe kontrasteer dit nie met dit wat die Here Jesus sê oor sy volk Israel nie? En hy haal aan uit Jesaja. Julle sal hoor en hoor, tog niks verstaan. En kyk, tog niks sien nie. Hierdie volk se verstand is afgestomp. Hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak, sodat hulle met hulle oë nie kan sien en met hulle ore kan hoor en hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer nie. En ek hulle gesond maak nie. 'n Volk wat hoor en hoor. Broer en suster, mag dit waaragtig waar nooit waar wees van ons nie. Dat ons Sondag vir Sondag in die kerk sit en hoor en hoor en hoor, Bybel lees en hoor, Bybelstudies doen en hoor. Maar ons hart word toegemaak. In verskeie Nuwe Testamentiese gedeeltes, onder andere 1 Korintiërs 12:10, word hierdie onderskeidingsvermoë as 'n gawe van die Gees genoem. 'n Gawe van die Gees. Om tussen die geeste te onderskei is 'n gawe wat die Heilige Gees gee. En dit is so dat hy vir sommige mense op 'n besondere wyse hierdie onderskeidingsvermoë gee. Party mense, hulle hoef net so 'n snif te kry, dan sê hulle nee, wag. My Bybelse volhoring sê vir my, daar's iets verkeerd. Jy kry sulke mense. Mense kry baie keer in die gemeente ook sulke mense, ou oom of tannie. Hulle weet sommer, iets is nie lekker nie. Hulle sê dit vir jou. Ken jy sulke mense? Hulle kom na jou toe en sê, wow, jy's nou besig op verkeerde pad. Mense wat regtig waar. Ek dink my eie ma was nogal so iemand.
het onderskeidingsvermoë. Maar dit daar gelaat. So, vir sommige mense gee die Here 'n besonderse vermoë van onderskeiding, maar vir ons, dit is ons werk, dis ons taak, elke gelowige, om hierdie onderskeidingsvermoë te ontwikkel. As jy ooit jou ontdek jou gawes kursus gedoen het, dan sal jy weet waarvan ek praat. Dis ons werk om dit uit te bou, te versterk. Al het jy nie die besondere gawe daarvan nie. Jy moet dit kultiveer. So geliefdes, wanneer ons kom by die toepassings, wil ek graag 3 dinge uitlig. In die eerste plek, die kerk. Of dit nou die gemeente is, of die kerk in die wêreld, maak nie saak. Die kerk het onderskeidingsvermoë nodig. Gelowiges, gesamentlik, die kerk het onderskeidingsvermoë nodig. Jesus sê in Matteus 24, daar sal vals Christusse en vals profete na vore kom. Hulle sal groot tekens en wonderwerke doen, om as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes te mislei. Teken nommer 1 van die vader van die leuen, die Satan, is die kerk self. Ja, hy val individuele gelowiges aan, maar hy sal verseker ook gemeentes en die kerk in groter eenhede aanval. Want as hy dit kan regkry dat die kerk verlei word, dan slaan hy nie net een vlieg op 'n slag nie. Hy slaan sommer 'n hele gemeente of 'n hele kerkverband plat. Ons het inderdaad nodig dat die kerk, Christus se kerk, 'n horende hart sal hê. Alles is nie reg en goed en aanvaarbaar nie. Ook nie die status quo per se nie, maar ook nie alles wat nuut is nie. Dit maak my soms bang as mense so goedsmoeds alles vir die waarheid vat, wat elke Jan Rap en sy maat kwytraak. En ek praat nie, broers en susters, van klein en onbenullige goedertjies nie. Maar wanneer wolwe in die gemeente inkom, in die kerk inkom, en daar word wegbeweeg van die gewone ortodokse Bybelse leer, wanneer die waarheid van God, soos dit in die skrif vervat is, weggegooi word, terwille van allerlei filosofieë en menslike redenasies, soos Kolossense 2 vers 8 sê. As gemeente, as kerk, moet ek en jy dit ons erns maak om onderskeidingsvermoë te hê. Die gereformeerde kerk Benoni, broers en susters, is onomwonde 'n Bybelgetroue kerk, 'n Bybelse kerk. Ons is trots daarop. As ons daarvan afwyk, moet ons dadelik aangevat word. Ons is trots daarop, maar ek dink baie keer ons moet ons kerk se logo verander. Daar moet nie staan die gereformeerde kerk Benoni. Daar moet staan die Bybelse kerk Benoni. Die Bybelse kerk Benoni. En ons almal saam het nodig om onderskeidend te dink en te leef, terwyl die mense met die gawe van onderskeiding besonderlik ook nodig is om onbybelse leringe raak te sien en te waarsku. Nie gereformeerde voelhorings nie, maar Bybelse voelhorings. So nommer 2 wat ek wil toepas, die gemeente word saamgestel uit individuele lidmate, ons. Dit behoort eenvoudig so te wees dat die standaard in ons gebed, daar behoort 'n standaard afdeling in my en jou gebed te wees waar ons vir die Here vra. Moet amper die hoofsaak wees, vra Here, gee vir my 'n horende hart. Want as jy 'n horende hart het, kan jy mense se nood hoor, kan jy mense se soeke hoor, kan jy hoor waar is wysheid nodig, waar is insig nodig. Gee vir my Here 'n horende hart, sodat ek kan onderskei tussen goed en kwaad en dit aan mense kan oordra, dat ek u wil sal ken en u wil sal doen. Dit, geliefdes, is wesens eie aan 'n kind van die Here, aan 'n disipel van Jesus. As ons hierdie begrip van ons Christenskap het, sal ons lewens verander. As ons 'n horende hart het, sal ons lewens verander. Nie kunsmatig, nie wetjies en reëls nie, nie uitwendig en oppervlakkig nie, maar vanuit hierdie wyse en verstandige hart, waar die evangelie van Jesus kom sit het, waar ons dit ons eie gemaak het, van daar af sal ons gaan leef tot eer van die Here. Daarom moedig die Here ons aan,
Daarom moedig die Here ons aan in 1 Johannes 4. Moenie enigeen glo wat sê dat hy die gees van God het nie. Daar is nou reeds baie valse profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is. En luister na hierdie woorde, ek is amper klaar. Hieraan ken julle die gees van God. Elkeen wat bely dat Jezus werklik die Christus is wat mens geword het, het die gees wat van God afkomstig is. Sola Christus. Christus en Christus alleen. Jy kan niks byvoeg by Christus nie. Jy mag niks wegvat by Christus nie. Jy mag Christus nie verdun nie. Jy mag niks daarby byvoeg nie. So, die derde toepassing is, ons het 2 weke terug nagmaal gevier. Ons het altyd die gebruik gehad van nabetragting. Ons het dit nou nie verlede week gedoen nie. Maar met ons nagmaal, deelname aan die nagmaal, bely ons tog elke keer dat ons die Here Jesus ken en dat ons die reg het om kinders van God genoem te word. In hierdie gemeente het ons in die laaste jare die klem al meer en meer laat val op selfondersoek voordat ons nagmaal gebruik. Die rede is eenvoudig. Niemand anders, behalwe God natuurlik, kan in jou hart inkyk nie. Niemand kan in jou hart inkyk of jy 'n horende hart het nie. Ja, jy sal duidelik weet as jy op 'n verkeerde pad is. En jy sal, as jy in die openbaar verkeerde pad is, aangespreek word in lyn met Galasiërs 6 en Matteus 18. Maar my liewe broer en suster, jy ken jou hart. Jy ken jou hart en jy weet of jy 'n horende hart het. En wie mag dan aansit by die nagmaal? Elkeen wat 'n horende hart het. Beteken dit sondelose mense? Nee, natuurlik nie. Maar elkeen wat hoor van God se genade, dit aangryp, Jesus bely as Here en nou 'n onverbiddelike stryd voer teen die sonde, hulle kan kom aansit. So, pas jy gereeld in jou lewe, broer en suster, selfondersoek toe? Nie net voor nagmaal nie, maar elke dag. Leef jy ondersoekend, onderskeidend? Leef jy in die lig van God se volmaakte wet, skyn God se volmaakte lig in jou hart in? Het jy berou oor jou gebrek aan insig en wysheid wat jy soms vertoon? Maar dan mag jy ook weet, Jesus het daarvoor betaal. En hoor jy kan ook hoor dat die Heilige Gees jou aanmoedig om aan te hou stry. Verander jy? Alles het met hakke en kerstote. Dan weet jy dat die Here aan jou 'n horende hart gegee het uit sy genade. As jy altyd besig is om meer en meer wysheid en insig aan die dag te lê. Geliefdes, elkeen van ons behoort Bybelse volhorings te groei, omdat ons God se kinders is. Dan sal ons onderskeidend leef, aan die hele wêreld sigbaar, as kinders van die Allerhoogste. Vader, ons bid eenvoudig dat U vir ons onderskeidingsvermoë sal gee, 'n horende hart, wysheid en insig, sodat ons op U pad sal loop en U naam sal groot maak. In Jesus naam. Amen. Broer en suster, jy kan onderskeidend gaan leef, as jy gaan leef onder die seën van die Here. So ontvang die seën van die drie-enige God. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en by julle bly.